Die tema van vanoggend se woord is more than meets the eye. There is more to this than what meets the eye. We need discernment. Ons het onderskeidingsvermoë nodig in die tye waarin ons lewe. Kan ek 'n eenvoudige voorbeeld gebruik? We've all driven with and relied on a GPS for navigation. But we find that the GPS is not always right. It may lose signal and it takes us on the wrong road and something just does not feel right. So instead of blindly following it, we compare the road signs and we compare with a map. If we've got a map, or we ask somebody, or we just turn around and we just go and try again. We realize that something has happened and that the GPS is wrong. Discernment is checking a decision when we feel uneasy. It could be right, but we feel uneasy about this. It is not obviously wrong. It is not obviously wrong. It could be right, but we've got this feeling inside of us. Ons noem hierdie onderskeidingsvermoë. Nog 'n voorbeeld wat ek aan u wil voorlei uit die woord uit, dis is nie op die bord nie. Ek gaan net vir u vinnig hier deurlees. U ken dit. In die tyd kom nou 2 vroue wat hoere was na die koning en hulle gaan voor hom staan. En die een vrou sê, ag my Heer, ek en hierdie vrou woon in een huis. Ek het by haar in die huis gebaar. En op die 3de dag na my bevalling het hierdie vrou ook gebaar terwyl ons saam was. Niemand anders was by ons in die huis nie, maar net ons 2 in die huis. En die seun van hierdie vrou het in die nag gesterwe, omdat sy op hom gelê het. Toe staan sy in die middel van die nag op en neem my seun langs my weg, terwyl die dienares slaap, en sy het hom in haar skoot neergelê, maar haar dooie seun in my skoot neergelê. Toe ek die môre opstaan om my seun te soog, was hy dood. Maar in die môre het ek hom goed bekyk en dit was nie my seun wat ek gebaar het nie. Maar die ander vrou sê, nee, maar die lewendige is my seun en die dooie is jou seun. Maar die eerste sê, nee, maar die dooie is jou seun en die lewendige is my seun. So het hulle dan voor die koning gestry. Daarop gee die koning bevel, bring vir my 'n swaard, en hulle het die swaard voor die koning gebring. En die koning sê, sny die lewendige kind in 2 stukke en gee die helfte aan die een en die helfte aan die ander. Maar die vrou wie se kind die lewendige was, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroerd oor haar seun. En sy het gesê, ag my Heer, gee haar die lewendige kind en maak hom tog nie dood nie. Terwyl die ander ene sê, hy sal nie myne en ook nie joune wees nie, sny deur. Toe antwoord die koning en sê, gee haar die lewendige kind en maak hom in geen geval dood nie, sy is die moeder. En die hele Israel het gehoor van die vonnis wat die koning uitgespreek het, en was bevrees vir die koning, want hulle het gesien dat daar goddelike wysheid in sy binneste was om reg te doen. Dat daar goddelike wysheid in sy binneste was om reg te doen. Onderskeidingsvermoë is goddelike wysheid. Ek wil eers 'n skrifgie opsit daar sê. Knowledge tells us what we see. It tells us the facts. Wisdom tells us what to do with these facts. Discernment tells us what we cannot see. It tells us whether we need to act on these facts or to investigate further. Onderskeidingsvermoë, my boetie en sussie, is broodnodig in hierdie eindtye waarin ons nou lewe. In 'n wêreld soos Donald Trump sê van fake news,
kan ons so maklik mislei word, en die enigste betroubare standaard is die leiding van die Heilige Gees en God se woord. Kom ons gaan 'n bietjie na Korintiërs toe, ons gaan hom 'n bietjie kou, hier is nogal 'n skrif met diepte, ons gaan na die Amplified toe. 1 Corinthians 2 verse 14. But the natural, non-spiritual man, so dit is 'n persoon, 'n ongelowige, but the natural, the non-spiritual man does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelation of the Spirit of God. Hy kan nie, omdat hy nie die Gees het nie. For they are folly, they are meaningless, nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing or understanding and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. So hierdie persoon het nie die Heilige Gees nie. Met ander woorde, 'n persoon wie nie die Gees van God het nie, kan nie die leiding van die Heilige Gees onderskei nie. Dit is logies, nee. Paulus vergelyk in ander woorde, hy vergelyk 'n geesgevulde mens met 'n mens wie nie die Here ken nie. Ons gaan dan na vers 15. But the spiritual man, die man met die Gees, beoordeel all things. He tries, but the spiritual man tries all things. He examines, he investigates, he inquires into, he questions and discerns all things. Yet he is himself to be put on trial and judged, discerned, evaluated, examined by no one. He can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise or get an insight into him. Wat sê dit? Die persoon wat kan onderskei deur die leiding van die Heilige Gees, word nie maklik geglo deur iemand wie nie die Gees het nie. 'n natuurlike mens kan nie 'n geestelike mens verstaan nie. Ek weet, almal van ons ervaar dit. Ons het geestelike vriende en ons het nog familie en kennisse wat nie Christene is nie, wat nie kan verstaan hoe leef ons nie. 'n sendeling wat alles opgee, sy hele lewe om die Here se werk te doen, is vir die wêreld dwaasheid. Dit is dwaas vir iemand wie nie die Gees van God het nie. Twee mense, ek dink aan Albert gister, twee mense kyk na 'n skildery. Vir die een is dit 'n mooi toneel. Dit is pragtig. Maar die ander persoon ken die kunstenaar, ken die verhaal agter die skildery, verstaan die betekenis van die skildery, sien die pragt en die boodskap van die skildery. Twee mense, een skildery. Die een is net 'n prentjie, die ander een het dit so diepte en betekenis. Op dieselfde manier, my boetie en sussie, bemagtig die Heilige Gees ons om God se waarheid te onderskei. Vers 16 sê, 1 Corinthians 2:16 says, For who has known or understood the mind and the counsel and the purpose of the Lord as to guide and instruct him and give him knowledge? But we have the mind of Christ, the Messiah, and to hold his thoughts, feelings and purposes of his heart. Wat 'n voorreg, my boetie en sussie, om die Heilige Gees se insigte te kan hê in 'n situasie. Paulus sê dat die persoon wie deur die Heilige Gees gelei word, kan waarheid en misleiding onderskei, kan God se wil herken, kan leer evalueer, kan motiewe onderskei, kan situasies uit God se perspektief sien. People who do not have the Spirit of God cannot fully understand or properly evaluate the spiritual person's life and decisions. Die wêreld sal dink om vir jou vyande te vergewe is dwaasheid. Die wêreld sal dink om 'n vrygewige mens te wees is net 'n mors.
Die wêreld sal dink om God te gehoorsaam, eerder as om sukses en geld na te jaag, is dwaas. But we have the mind of Christ through the Holy Spirit. This, my brother and sister, is the secret of discernment. What does Christ think? Discernment is a gift of the Spirit. It is a gift of the Spirit, and it is a skill that develops as we grow and mature in Christ. Onderskeidingsvermoë is in vandag se lewe nie meer opsioneel nie. Dit is krities belangrik. Selfs in die kerk is daar soveel eksterne invloede. Daar word vandag min gepreek oor heiligmaking, want dit is 'n subject wat die mense nie wil hoor nie. Daar word min gepreek oor heiligmaking in die kerke, omdat opinies en filosofie en kultuur en media soveel invloed het, dat kompromie toegelaat is. Nie alles wat geestelik lyk, kom van God af nie. Nie alles wat na 'n geleentheid lyk, is 'n geleentheid nie. Nie elke deur wat oopgemaak word, moet ingegaan word nie. Discernment is the ability to see what God sees. Discernment is the God-given ability to see beyond the visible, more than what meets the eye, and to recognize the spiritual reality. John 16:13 confirms, hy sê, maar wanneer hy gekom met die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. My broertjie en sussie, elke gelowige het die Heilige Gees en kan in hulle onderskeidingsvermoë groei en moet in hulle onderskeidingsvermoë groei. Ons kan nie net meer aanvaar wat mense sê nie. Onderskeidingsvermoë kom uit 'n verhouding met die Heilige Gees en natuurlik met God se woord. Discernment is spiritual perception. It is seeing situations from God's perspective. Spreuke 3:5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. My brother and sister, the safest place is not where life seems the easiest. The safest place is where the Holy Spirit is leading. Heilige Gees en die woord werk saam. Heilige Gees het die woord geïnspireer. Heilige Gees sal nooit teen die woord staan nie. Die woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad volgens die woord. 'n Bankteller wat in die bank begin werk, leer nie hoe lyk vervalste banknote nie. Hulle mors nie hulle tyd om dit te leer nie. Hulle fokus om te leer hoe lyk 'n egte banknoot, sodat wanneer daar 'n vals banknoot inkom, kan hulle hom sien of hulle kan hom voel en hulle erken hom. Hulle leer die egte banknoot hoe hy lyk en voel, en daarom sal hulle die verskil dadelik kan herken. Daarom moet ons die hele woord bestudeer en ken, en daardeur kan ons dan valse leringe en wat uit konteks gebring word, herken. Dis baie belangrik, die bose verdraai die waarheid van die woord. Ons moet kennis hê om te kan onderskei. We need to measure every decision, teaching or opportunity against God's word. Hebreërs 5:14 sê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Onderskeidingsvermoë ontwikkel nie oornag nie. Onderskeidingsvermoë groei deur volwassenheid. Onderskeidingsvermoë is nie net tussen goed en kwaad nie, maar dit is ook om te onderskei tussen iets wat goed is en iets wat beter is. Ons moet kan onderskei tussen menslike planne en God se planne. Charles Spurgeon het dit so mooi vasgevat. Charles Spurgeon sê,
discernment is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Oppas, die bose verdraai die waarheid. Die volwasse Christen vra die vraag, bring dit wat ek nou wil doen eer aan die Here. Die woord leer ons dat die bose die vader van alle leuns is. Hy vermom homself selfs as 'n engel van die lig. Hoor 2 Korintiërs 11:14. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. And if it is no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. My boetie en sussie, hoe maklik sal ons mislei word as 'n engel hier verskyn en hy sê vir ons, doen dit of doen dat. Sal ons kan onderskei dat dit 'n engel van die lig is of 'n engel van die duisternis wat soos die lig lyk? The enemy's greatest weapon today is not persecution. Persecution is there, but it is deception. The greatest weapon of the enemy today is deception. He does not always try to pull believers away from Christ in one dramatic move. More than often the devil nudges Christians with one small compromise at a time, just one small compromise, until they no longer notice how far they have drifted. That is why discernment is so essential, not just to recognize evil, but to recognize anything that slowly pulls our heart away from Jesus. The evil one comes into a church and he sows offense, he sows division, he sows complaints over small, irrelevant things, pride, compromise, one step at a time. All the little compromises will lead to a great fall. 1 John 4 verse 1 says, Beloved, do not put faith in every spirit, but test the spirits, to discover whether they proceed from God, for many false prophets have gone forth into the world. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Ek het al dinge op Christelike TV-kanale gehoor wat my hare laat rys. Dit klink goed, maar dit is nie die waarheid nie. 'n kritieke gees wat fout vind met die kleinste, onbenulligste ding. 'n kritieke gees kan baie skade maak onder valse voorwendsels. Ag my boetie, laat ek daai spikkel uit jou oog uithaal vir jou. Tussentyd sit hier die groot balk in jou eie oog. Daarom het ons die Heilige Gees. Ons het die woord om ons te beskerm van misleiding. Misleiding is gewoonlik so naby aan die waarheid en kan maklik aanvaar word as die waarheid, maar dit bly misleiding. Dit mag geestelik klink, dit mag voordelig klink, maar as dit nie oplei met God se woord en sy karakter nie, of met sy hele woord, moet dit nie aanvaar nie. Onderskeidingsvermoë vra die vraag, weerspieël dit die karakter van Jesus? Is daar bevestiging in die woord? Is dit 'n vrug van die Gees? Is daar kompromie? Bemoedig dit nederigheid of verhef dit trots? Neem dit my nader aan God of verder van hom af weg? You see, my brother and sister, discernment is not always being suspicious of everything, but discernment is being able to recognize the voice of God. When we know His voice, we will not follow the voice of a stranger. The goal is not to be fearful, but to become wise. We all experience seasons where decisions are difficult, where circumstances are so uncertain and the way forward seems unclear. And this is what confusion produces: anxiety, frustration, fear, and indecision.
But thank the Lord that discernment brings confidence. Die Heilige Gees sien wat ons nie kan sien nie. Hy verstaan elke detail, elke gevolg, elke geleentheid, elke gevaar ken hy. Een van die groot lesse wat ons moet leer is dat God se leiding kom progressief, tree vir tree, eerder as onmiddellik. God se leiding in ons daaglikse lewe kom progressief, tree vir tree, eerder as onmiddellik en alles. Soms kry ons 'n blik op die uiteinde, ons kan sien waarheen gaan ons, maar die tree om daar te kom, word vir ons geleidelik gewys. Ons sien nie die uiteinde en die paadjie en alles voor die tyd nie. It's in the destination. Onderskeiding leer ons om God te vertrou een tree op 'n slag. Ons vertrou God dat hy presies weet waarheen hy besig is om ons heen te lei. The Holy Spirit, as we know, speaks softly. He whispers, He will nudge, He will prompt, He will put an impression, He will gently direct us. Many believers miss God's guidance because they were expecting a dramatic direction change. They were expecting a voice out of heaven, and they ignore the gentle prompts. It's difficult we need to discern. Wanneer ons op die invluistering van die Heilige Gees reageer, sal ons meer sensitief word, want ons begin herken hoe klink sy stem. Vir my verbasend dat Albert kan binne 5 minute kan hy vir my sê, hy het gehoor die Here sê so. Ongelukkig is dit ook waar dat as ons nie reageer nie, verloor ons die sensitiwiteit vir sy leiding. Onderskeidingsvermoë verskerp, soos ons leer om die invluistering te herken en daarop te reageer. Onderskeidingsvermoë leer ons om in God se wil vir ons lewens te leef. Soos jy weet, Vader maak sy wil bekend deur sy woord, deur gebed en aanbidding, gehoorsaamheid en gemeenskap met hom. God se wil vir ons word duideliker, soos ons hom, ons gedagtes vol met sy kennis, met die kennis van die Here uit sy woord uit. Natuurlik is God se wil vir ons lewens nie iets om te vrees nie. Sy wil vloei van sy goedheid, sy wysheid, sy liefde, sy getrouheid. Onderskeidingsvermoë gee ons vertroue omdat dit ons leer om God se leiding te herken. U sal onthou dat Samuel moes een van Jesse se seuns gaan salf as koning. Toe die eerste seun inkom, sy naam was Eliab, die oudste seun, was Samuel oortuig, dit moet hierdie man wees. Wow, kyk hoe lyk hy. 1 Samuel 16:7 sê, but the Lord said to Samuel, look not on his appearance, or at the height of his stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as man sees, but for man looks at the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Ek wil begin om af te sluit. Discernment is a fruit of the Spirit, and is available to every believer who walks closely with the Holy Spirit. The closer we are to God, the clearer His voice becomes, the safer our path becomes, and the more effective we can fulfill His purpose for our lives. Ons kan bid, Heilige Gees, help my om te sien wat U sien. Help my om te hoor wat U hoor. Help my om te reageer soos U wil hê ek moet reageer. Johannes 16:13 herhaal ek net. Maar wanneer hy gekom met die Gees van die waarheid, sal hy julle die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. May it be, my brother and sister, that we decide to tune into the Holy Spirit for every day, for every step of our lives. Amen and amen. Kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik is dit.
Die dag toe U sê, dit is voordelig vir U om huis toe te gaan na Vader toe, want U sou die Heilige Gees stuur, en Hy sal vir ons lei, en Hy sal vir ons leer, en Hy sal vir ons 'n trooster wees. En Here, baie keer gaan ons deur die lewe sonder om eers ag te gee, sonder om 'n gedagte te gee aan die Heilige Gees, wie met ons is en saam met ons is. Ek vra Heilige Gees, maak ons bewus van die stemmetjie. Help ons om die stilte te ervaar waar ons hoor hoe U met ons praat. Lei ons en leer ons, Here. Ons wy ons lewens toe aan die leiding van die Heilige Gees vanoggend. En ons dank U daarvoor. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.